Kan allemaal hoor. Baie dankie vir die dit is my groot voorreg om met Johan te praat. Ek is 'n baie groot bewonderaar van sy werk. Nie Johan of ek hou van mikrofone en verhoor nie, so julle moet nie vinnige bewegings maak nie. Johan, ek dink, kom ons begin weer net 'n bietjie agtergrond te gee oor die sirkel van bekende dinge. Dit is basies 'n storie van 'n jong, of hy is nog nie so jong nie, Billy is 'n 18-jarige, moontlik 19, wat saam met sy gesin verhuis na 'n Karoo dorpie. Jy sê nooit waarheen hulle heen trek nie. Ek dink ek gaan jou daaroor ook 'n bietjie vra later. Pa is 'n ou polisieman. Billy se ma het 'n bietjie van 'n probleem. Sy drink haar pille saam met haar wyn af. Billy is 'n bekleier. En op hierdie Karoo dorp raak Billy nou betrokke by 'n interessante groep mense. Daar is ou Joe wat 'n tipe van 'n bordeel vir die vragmotorbestuurders bedryf en Billy raak vriende met ou Joe en die meisies van die annex. Maar dan is daar nou die probleem van Billy se pa wat nou die polisieman is en ou Joe by die dorp se skelm is. En dwars hierdie boek kry mense die idee dat soos in 'n goeie western daar 'n showdown gaan wees tussen die goed en die kwaad. Wil jy dalk net vir ons vinnig vertel waar jy aan hierdie storie gekom het? Ja, jong, ek kom uit Kanaal, is dit enigstens nodig? Daar was sekere invloedings in my lewe jare terug rondom familielede, mans, wat my ooms noem ek hulle. Daar is nou net een van hulle oor, die ander het nou al klaar die ewige, tydelik om die ewige verwissel, maar hulle was baie moeilike mans gewees. Hulle was wat hier in Voortrekker straat afkop gestamp van die een hotel na die ander hotel en so aan. Hulle was gruwelik. Een van hulle het 'n polisieman geraak, so hy het toe nou hy was die balans wat geskep is aan die einde van die dag. Hy snaaks ook nog die een wat lewe. So daar was ek het groot geword met hierdie fight tussen good and evil and righteousness en al die tipe van goed. En natuurlik nou, jy weet, ons eie weermag ervarings, jy weet, aan daai tipe van goed. En ou sit en kyk maar hoe die mense ouer word en jy sit en kyk hoe mense gemarginaliseer is deesdae en daai tipe van ding. En hoe hulle dit ervaar. En ek dink die ou polisiekolonel is vir my baie tipies van ek het ook nou nog mense in die polisie, familielede in die polisie en ons gesels redelik dikwels en so aan. En ek het net gevoel, jy weet, dat een of ander tyd is ouwe Westen in jou het, dan moet jy hom uitkry. Kry hom uit so vroeg as moontlik en gaan aan skiet en slaan en gaan te kere en so. En dit is nou eintlik waar die boek vandaan kom. Dit is eintlik 'n baie ou storie wat ek dink 'n mens in jou ronddra vir baie lank. En dan een dag dan besluit jy, okay, nee, ek moet dit nou maar skryf. Kom ons vir ewig die ooms. Jy weet, daai tipe van ding. Ek dink dis maar eintlik waar die breë konsep van die boek vandaan gekom het. Jy weet, uit daai good and evil, righteous fight uit. Ek in die boek is, jy weet, in plaas van perde is daar karre. Ek bedoel, daar is die wonderlikste beskrywings van hierdie 18-wieler trokke wat deur hierdie Karoo dorp skiet. Elke liewe kar word in detail beskryf. Wil jy daaroor iets sê? Die karre in die sirkel van bekende dinge, ek dink vir my is baie belangrik en is 'n ding wat reg deurgeneem word tot op die einde. Veel teen die einde, ja. Kyk, dis voertuie. Ek het in die platteland groot geword. Ons het in die Karoo en in die omgewing groot geword en voertuie en lang oop paaie en die reuk van petrol en dit en volstasies en al daai tipe van goed. Dis ook as 'n baie jong kind redelik, jy weet,
pertinent in my kop gewees. En ek het groot geword by basies maar ook as 'n petrolhead, jy weet, ek is nou nog baie lief vir voertuie en die tipe van goed. En ek dink 'n mens kyk maar goed wat jy van weet, maar dit is nou op 'n laer vlak, op 'n dieper vlak is die voertuie vir my, jy weet, jy plaas jou karakters in 'n spesifieke omgewing. En die omgewing het dan 'n spesifieke invloed op die karakters. En as jy 'n Karoo dorp basies ken, en ek ken baie Karoo dorpe, hierdie is basies 'n amalgamasie van al die Karoo dorpe wat ek al besoek het. Die voertuie raak amper karakters. Hulle begin amper deel word van die landskap. En in hierdie spesifieke dorp is hulle deel van die landskap. Hulle speel 'n ontsettende belangrike rol, sonder om 'n te belangrike rol te speel. Vorm hulle so deel van die landskap soos wat die wolke en die klippe en die sand en die Karoo bossies en al die tipe van goed. En ek dink enigste wat in 'n Karoo dorp bly weet dit. Veral een waar 'n hoofpad deurloop. Jy weet, jy is so bewus. Ons het byvoorbeeld op Koffina gebly as kinders, jy weet. Jy het snags wakker geword met daai ontsaglike klank van die 18-wheelers, jy weet, wat hierdie dorp dreun. Dit is vir my nou nog 'n fantastiese klank, vir alles daai wat noem mense dit exhaust brakes aankom, daai tipe van goed. En die reuk van diesel, jy weet, kom op by die weermag daar. Dit is so warm, snaakse reuk, jy weet, dit lingers. Dit is tasbaar. Baie dit is amper sensueel in die boek beskryf. Maar Johan, ook daai ding van jy weet, hierdie dorpie en almal anders is iewers heen op pad. Jy weet, hulle ry deur die dorp. En Billy en sy pelle is so al vasgevang in hierdie klein plekkie waar deur almal net jaag. En ek bedoel, daar is 'n toneel in die boek. Billy en sy vriend Bridge, jy weet, hulle besoek is 'n scrapyard, jy weet, om na die wrakke te gaan kyk van die ouens wat verongeluk het op hierdie pad. En dis 'n wonderlike manier van wat jy met die karre het om spanning te skep. Daar gaan iets ernstigs gebeur later in die boek. So hierdie idee van kom ons gaan kyk en daai karre wat afgeskryf word is onherkenbaar. Billy en Bridgie moet baie keer, jy weet, die ou sê dis 'n Isuzu en dis hoe hy gelyk het en die ou sê nee, maak 'n fout, dit is. Ek dink op 'n dorpie soos daai vir jong mense, veral van die, ek wil nou die Engelse woord disposition gebruik van die twee manne. Billy is 'n moeilike ouetjie en Bridge is die klein drakbieletjie van die dorp. So daar is nie verskriklik baie wat aangaan. En die pad wat deurloop, daar's 'n baie wonderlike karakter in die boek wat ek vreeslik verlief op is en wat ek amper 'n groter rol gegee het, maar dit is die ou toutrak drywer. Hy speel so 2 of 3 tonele in die boek waar hy voorkom. Vet Freddy. Vet Freddy, ja. Maar dit is hierdie mense, hulle is regtig, hoor, daar is sulke ouens daar in Gordons Bay selfs. Hierdie hele ding van die voertuie wat op hierdie pad tot aan hulle einde kom, jy weet, dit is amper, soos jy gesê het, dit lei mense halfpad in die final shoodown, en jy weet, jy verwag, as die voertuie tot die einde kom, gaan van die mense ook tot die einde kom, jy weet, en dit is alles deel van die plot aan die einde van die dag. Dit is vir my regtig net soos mense, die voertuie, dit is amper menslik. En Johan, ek dink 'n wonderlike karakter wat jy ook geskep het, is ou Joe, jy weet, die man wat hierdie bordeel bedryf, hy kom van die flatse af, hy daar gaan aftree, en hy probeer vir sy neefie daar 'n tipe van 'n erfporsie opbou, né? Ja. En die wonderlike ding wat jy doen is, ou Joe is nou jou bad guy, maar jy vir ou Joe, jy gee hom kanker, né? So ou Joe het hierdie kanker in sy maag wat hom letterlik opvreet. So onmiddellik het die leser soveel deernis en empatie met hierdie ou wat jy nou jou bad guy maak. En onmiddellik raak die grense tussen
die goeie ouens, die slegte ouens, so half deursigtig. Waar kom jy aan Ojo? Man, Ojo bestaan ook, miskien 'n bietjie agtergrond. Ek het vir baie lank gewerk op die platteland as 'n verkoopsman, traveling salesman. Met spanne verkoopsmense onder my en op my eie en whatever. En jy weet, dit is ook maar vervelig in die aand en jy sit maar rond op hotelstoepe en kroeg en daai tipe van goed. En een spesifieke dag een aand het ons baie van die goed wat in die boek beskryf word, werklik sien gebeur. Daar was 'n bordeel, daar was prostituie. Hulle is hoofsaaklik daar vir die trokdrywers wat hierdie dorp ry. Maar hulle is ook daar vir van die locals. En ek het net gevoel dat 'n mens kan nie die hoofkarakter of die evil karakter in die boek net uitbeeld as hierdie verskrikking nie, want hulle is nie. En hierdie is 'n ou wat op die Cape Flats groot geword het. Hy het weggekom uit gangsterisme uit. Hy het platteland toe gevlug, maar die sirkel van bekende dinge het nog steeds behoue gebly. So op die platteland het hy nie gegaan en geboer nie. Hy het maar weer 'n bordeel begin en hy het maar verder gegaan met sy drugdealings en daai tipe van goed. Maar ek het ook probeer om hom 'n sekere mate van empatie te gee. Jy weet, en ek dink in baie die beste westerns het die bad guy het 'n mate van empatie, jy het 'n mate van jammerte vir jou. Jy weet, ek dink aan 'n goeie western soos Unforgiven byvoorbeeld, waar Gene Hackman die bad guy gespeel het. En hy is besig om 'n huis te bou. Jy weet, en op die ou end net voor Clint Eastwood om doodskiet te sê, I'm building a house. Jy weet, dit isn't fair. So dit is amper daai tipe van gevoel wat ek probeer skep het met hierdie spesifieke karakter. Waar hy vandaan kom, wat hy probeer doen daar. En in sy, ek wil amper sê in sy evilness het hy nog menslike eienskappe, soos byvoorbeeld om binne sy kennis probeer hy tog vir sy neefie iets agterlaat. Al is dit dan ook 'n bordeel. Jy weet, maar dit is maar soos alle mense is, jy weet, hoe erger jy word, dit beteken nie jou menslikheid gaan dood of verlaat jou of gaan weg nie. Jy weet, ek dink in my eerste boek dieselfde met ou Captain Victor gewees. Hy was 'n baie evil karakter, maar daar was tog baie sterk menslikheid wat ook deurgekom het daarso. Dis Ojo, ja. Hy is gebaseer op regte mense, weer eens. Dis ook om ek nie regtig die boek spesifiek op 'n plek wil neersit nie. Die naam van die plek bly maar redelik vaag. Maar ek dink mense kan seker maar gevolgtrekkings maak. Ja, maar ek dink jy deur nie die pleknaam te noem nie, maak jy die storie ook baie meer universeel. Jy weet, ek het onmiddellik gedink aan jy weet, 'n baie beroemde boek soos Heart of Darkness byvoorbeeld, waar niemand, jy weet, mense neem aan die boek speel af in Midde-Afrika, maar dit word nêrens genoem nie. Jy weet, so dit raak 'n groter storie. Ja. Ek wil jou vra oor hierdie hoe sal ek gesê, dwars deur die boek is, jy weet, jy speel tog met hierdie idee van wat nou regtig boos is. Né? Ek bedoel, daar's baie verwysings na die duiwel, en jy weet, ek onthou daai een alfa se ligte, jy weet, daai duiwelsliggies, daai duiwelsoë van die een alfa wat dan hier, die vleermuise, jy weet, daar is tog hierdie idee van dat dit nou 'n, jy weet, dis nie net karakters, 'n goeie karakter wat teen 'n slegte karakter staan kom, dis regtig it's a fight to the death between good and evil. Jy weet, is dit 'n ding wat jy van die begin af met die boek wou doen, of het hy hom so half aangedoen by jou? Ek doen baie min goed van die begin af met 'n boek. Ek dink 'n skrywer se werk is om die karakters te skep en dan die karakters in 'n werkbare omgewing te plaas. En dan die karakters nie 'n vrye hand te gee nie, maar hulle tog toe te laat om te ontwikkel soos wat
hulle wil ontwikkel deur die loop van die boek. Ek dink ek het nog nie kinders gehad, weet jy, maar ek dink my kinders sou damn stout gewees het. Want my karakters regtig waar beheer die boek. Ek is eintlik maar 'n instrument wat die karakters vorm gee. En daai spirituele ding, dit wat agter die mense staan, ek wil sê amper die subcurrent, die subplot van die spirituele, het maar met verloop van tyd oor die 2 jaar wat ek in die 2 boeke gewerk het, opgedryf en dan tussen die woorde gaan sit. Nou, dit is nie iets wat beplan is nie, jy weet, maar ek meen dit is so dat daar is goed daar buite en dit het 'n invloed op mense. OJ het nie net gebeur nie, OJ was gemaak, jy weet, die kolonel is ook gemaak vir 'n spesifieke werk. Die righteous en die unrighteous, jy weet, so ja, dit het maar deurgeborrel na die oppervlak toe, dis nie iets wat spesifiek beplan is. Johan, ek dink dit is 'n goeie tyd om te praat oor jou baie spesifieke styl. Dit is wat my aangegryp het en wat my steeds verbaas van jou werk is dat iemand met so min woorde so baie goed kan evokeer op die bladsy, en dit is amper asof jy weet soos 'n digterwerk met taal. Dit gryp my regtig aan, maar dit lyk ook vir my asof jy kyk met hoe min woorde jy kan wegkom. Is dit waar? Is dit die waarheid wat ek praat, of hoe sou jy sê? Jong, ek dink dit het baie te doen met my opleiding as 'n beeldende kunstenaar. Jy weet, dit is daai tyd in 'n ou se kop ingeslaan by van die beter institusies, dat jy regtig waar met een lyn of een kwassaal of een vorm of een kleur, 'n skildery hang in 'n abstrakte spasie. En jy as 'n kunstenaar strewe na balans ten opsigte van alles. Die oomblik as jy balans gekry het in die skildery, dan het jy die skildery vasgevang. En daai balans is geneig om baie keer te hang op 1 of 2 kwasale. Heel teen die einde kan jy die skildery maak of breek. Ek het nou die dag dit weer eens besef, dit was absoluut verskriklik. Ek is klaar met 'n skildery, maar dan het 'n klein verfbladsie op 'n spesifieke plekkie beland, wat ek nie agtergekom het nie, dit het toevallig gebeur. En toe ek terugstap en ek dink die ding is klaar, toe sien ek die bladsie en ek dink eers maar wag, dit lyk nie mooi nie, ek gaan hom net dieselfde kleur maak as die agtergrond. En ek doen dit en toe ek weer terugstap, toe is die hele skildery gone. Toe val alles in mekaar uit. So jy strewe na 'n perfekte balans. Maak nie saak wat jy doen nie. Jy kan abstrakt werk, jy kan figuratief werk, jy kan 'n pot blomme skilder, dit maak nie saak nie, maar voor daai skildery nie 'n perfekte balans daar hang nie, is hy nie klaar nie. So dit is vir my natuurlik om te soek na afbreek tot bare essence. My werk, as jy daarna kyk, lyk nie so nie, dit is nie minimalisties nie. Dit is 'n groter ding. Daar kan 1000 kwasale wees. Maar jy soek na daai een kwasal wat alles gaan bind en alles gaan op mekaar sit. En met skryf is dieselfde. You break it down to the bare essence op verskillende maniere. Die woorde wat jy gebruik, om so min woorde te gebruik as moontlik en soveel as moontlik emosie by die leser teweeg te bring. Dit maak miskien mense moet die boeke stadig lees. Jy moet hulle nie vinnig lees because you're gonna miss it. Dit is goed wat jy moet stadig lees, want dit is regtig waar gestroop tot op die, nie alles nie, kyk, dit is soos musiek ook, nee, jy gaan sinne hê wat waar gestroop is, maar jy kan nie byvoorbeeld hele paragraaf so skryf nie. Iewers in die paragraaf gaan jy besluit, soos in 'n stuk musiek of in 'n simfonie, maar nou gaan ek 'n lang sin insit, of ek gaan, dis baie stilisties gedoen, en baie mense mis dit ongelukkig. Maar ek glo die ouens wat vandag hier sit, sal waarskynlik daarom nie mis nie. Ja, nee, ek dink jy verwag baie van jou leser. Ja, maar jy weet, ek is
Ek hou van Alfa Romeo's, nie van Toyotas nie. Ja. So Alfa Romeo is a love-hate relationship. Either you're going to love my work or you're going to hate it. I'm not everything to all people. Jammer vir mense wat Corollas ry, it's nice karre, maar dit is baie bland. Ja, maar ek dink soos jy sê, die Alfa Romeo man, koop vir jou ding wat jou kwaad maak. ja, wel, maar ek dink jy weet die boek gee vir mense geweldige bevrediging as jy hom so versigtig lees, met hierdie klein woordjies wat jy gebruik, om hierdie ritmes te bewerkstellig, om hierdie balans reg te kry. So dis 'n impressionistiese ding. Is dit regverdig om te sê? In 'n mate ja. Ek dink ten opsigte van die beelde wat ek probeer oorbring. Die impressioniste het op dieselfde manier gedoen. Dit was fleeting moments in time wat hulle vasgevang het. En as jy 'n paragraaf kan skryf en jy kan 6 of 7 fleeting moments in time bymekaar sit op 'n manier wat sin maak, dan lei jy die leser se brein presies na waar jy hom wil hê. Jy het nou nie nodig om lang introspektiewe geselsies aan te klop met die leser om nou vir hom te sê hoe voel die karakter nou op die stadium. Die manier hoe jy opstaan en gaan sit, kan dit alles sê, if you get it right. So dit gaan oor hy soek vir daai essensie to get it right, om die regte gevoel by die leser oor te bring op daai spesifieke oomblik in tyd en in die plek van waar dit in die boek plaasvind. So in daai opsig ja, definitief impressionisties in opsigte van die beelde wat ek probeer skep, jy weet. 'n Mens met die boek amper, ek dink lees soos wat jy 'n movie sal kyk. Want 'n scriptwriter skryf ook toneel vir toneel vir toneel. Hy skryf nie, probeer wegbly van lang emosionele goed, en los dit vir die actors. Nou in my, ek los dit vir jou om dit te beleef. Jy is die actor. Okay, ek skryf vir jou 'n skrip, volg net die skrip en die images sal vir jou die boek ontplooi. Ja, wie se helde? As jy nou praat van films en films. Wie se helde? Wie se werk geniet jy? Praat jy nou van akteurs of van regisseurs of regisseurs, filmmakers? Ja, ek is eintlik so mal oor flieks dat ek nie eintlik 'n persoon kan uitsonder nie. Ek kan vir jou meer actors uitsonder. Regisseurs is ander goeters. Hulle is verskriklik belangrik, maar tog is hulle nie waar dinge begin en eindig nie. Hulle is soos 'n dirigent, maar die cellist kan briljant wees, jy weet, maar ek het favorite actors, ja. Ek het Marlon Brando, en daai tipe van ouens wat, as jy kyk na Marlon Brando in Apocalypse Now, is seker, ek dink hy het 5 minute in die fliek gespeel, maar hy het die hele fliek gemaak. Jy weet, daar is seker tonele wat ek en my broer wat 'n filmmaker is, nou nog oor en oor en oor sal kyk. Maar sit en kyk dit 10, 15, 20 keer oor. Net om die akteur is my amper belangriker, want hy is die ou wat die boodskap oordra, jy weet. So die regisseur is belangrik, baie belangrik, maar ek kan nie regisseurs uitsonder nie. Ek hou van Quentin Tarantino, maar dit is snaaks. Hy is 'n aardige vent. Ek weet nie hoekom ek van hom hou nie. Ek probeer nog uitfigure, maar ek dink die boek, soos wat jy sê, het 'n groot filmiese kwaliteit. Ek kan regtig die tonele, dis baie maklik om die tonele, jy weet, in mense kop so half te verbeel. Kom ons praat 'n bietjie oor jy weet, 'n toneel soos byvoorbeeld, kyk die moeilikheid begin in die boek, daai aand. Daar's 'n messtekery, Billy en Bridge saam met die kolonel op pad na hierdie plaas toe om dit nou te gaan ondersoek. En op pad terug in die nag kom hulle dan nou daarso op 'n spil, daar's lorries en daar's 'n meisie en die meisie word sy word verinoweer, sy word vermoor. Ja. En Billy se pa, die oorgewig kolonel, sit dan nou die man agterna. Ja. En dit is 'n
tragiese, dramatiese toneel om te sien hoe hierdie oorgewig ou polisieman hierdie man probeer in hardloop en Billy sit en kyk na sy pa. Wil jy bietjie oor die kolonel net nog 'n bietjie gesels? Daar is 'n groot geskiedenis en dit is iets waaraan Billy nie, dit is so half iets waarop Billy afstuur, né? Kolonel wil hê Billy met die polisie. Ja, kyk, daar's 'n wat is die Afrikaanse woord? Daar's 'n righteousness aan hierdie karakter. Ja, hy is oorgewig. Okay, hy het nog gevolg tot kolonel, hy sal nie verder as dit gaan nie. Hy is sywaarts verplaas uit die stad uit na hierdie klein dorpie toe. So, hy weet sy loopbaan is verby. Hy het 'n paar jaar om te gaan as dit aftreedtyd en daai tipe van goed, maar hy sit met hierdie kind wat geweldig rebels is. En net soos wat ou Joe binne sy sirkel van bekende dinge, die ou drug dealer, vir sy neefie die bordeel daar wil laat, voel die kolonel dat dit is sy verantwoordelikheid en plig om sy seun in die polisie in te kry, want hy weet en besef dat die kind op pad is in die verkeerde rigting. So daar is hierdie ding van eternal righteousness en hy wil graag die regte ding doen en hy wil die kind beskerm en al die tipe van goed, maar hy het 'n totale onvermoë. Hy is 'n harde polisieman, hy kom met die ou weermagbedeling uit, hy praat nie maklik nie. Daar's tonele in die boek waar daar 'n dialoog is tussen Billy en sy pa, wat baie strenuous is, wat baie amper geforseerd is, want dit is presies soos wat dit sal wees tussen twee karakters soos hierdie. Hulle word ongelukkig as gevolg van omstandighede geforseer om in dieselfde huis te deel, maar hulle het eintlik basies niks vir mekaar te sê. Maar tog het die ou man tog die gevoel dat hy, dit is hoekom hy die kind saamgevat het na die moordtoneel. Ja. Kom kyk 'n bietjie wat doen die polisie. Jy weet, dis karierdy, sê hy daar op een stadium vir een van sy speurders. So dit is daar is sulke mense in ons land vandag nog wat voel the fight was fixed, jy weet, die ou fight. En hulle probeer nog al soort van opmaak daarvoor. So dit is hoe ek hierdie ou sien. Ja, dis basies. Ja, mens kan ook nie, jy weet, mens kan nie help om jammer te voel vir al jou karakters, en jy weet, ek onthou nou hoe Billy hierdie, soms hy's 'n gemorsman sometimes, jy weet. Maar jy weet, dan's daar tye waar hy byvoorbeeld, dis hy die kos maak. Dis hy wat vir sy pa en sy ma kook, die ma lê op die bed uitgepaas. Jy weet, so hy moet sorg vir hulle. Want jy weet, hulle omstandighede maak dit so half onmoontlik vir hulle om vir hom as kind te sorg. Wat vir my baie roerend was, daai dele. Johan, dalk, jy het die boek in Engels geskryf. Dit is, jou vorige boek was ook in Engels. Wil jy bietjie gesels oor die proses van selfvertaling? Het dit die Engels beïnvloed? Hoe het die dinge gewerk? Ek dink in 'n mate, ek het die twee boeke teen die einde meer ervaar as goed wat eintlik hulle mekaar help skryf het, as wat ek die een klaar gemaak het en toe die ander een gevat het. Ek dink daar gebeur so baie tydens die vertalingsproses, waar die Afrikaans die Engels beïnvloed het, en dan die Engels weer die Afrikaans beïnvloed het. Dat het amper onmoontlik is, ek sien dit amper nie as 'n vertaling nie, dit was vir my, ek sien dit as 'n derde boek. Ek sien dit as 'n hele ding wat heeltemal op sy eie staan, want hy het net in die fisiese, jy het soveel tyd en werk en energie gevat soos wat dit sou vat om 'n derde boek te skryf. Jy weet, so dis vir my half moeilik om dit te sien as 'n vertaling, dis vir my 'n produk heeltemal op sy eie. Jy weet, dit is die Afrikaans het so invloed gehad op die Engels en vice versa. Dit is amper asof die twee projekte mekaar aan die einde van die dag geskryf het. Jy weet, dit is, ja, is 'n vertaling, maar ek weet nie. Dit kon net so wat anders omgebeur het. Jy weet, dit is heeltemal 'n ding op sy eie gewees van vooraf tot in taal. So, maar dis
Dis harde werk. Vertaal is die daai uitbarsting van die storie skryf is natuurlik verby. Dan raak dit I'm working in the post office, jy weet, elke dag. Nou kom die grind, jy weet, ons vertaal nou. Maar dit het aan die einde van die dag nie so gewerk nie. Aan die einde van die dag was dit totale 'n simbiose. Dit was die twee het mekaar verskriklik aangevul. En dit was baie rewarding en baie lekker geweest. Johan, jy is 'n organiese skrywer. Jy begin met die dinge en jy weet nie waar hy op pad is nie. Jy weet nie waar hy gaan eindig nie. Ek bedoel, as jy 'n boek vir my gegee het, ek dink al was iets soos, daar was 'n alternatiewe einde, die stukke was nie, jy weet, is dit, voel jy dit is dit maar met jou styl op te doen, of? Ek dink ek wil jou vraag maklik te beantwoord weer teruggaan na die manier hoe ek skilder. Mense, jy het 'n vaar idee as jy begin, jy moet hê. Jy moet die karakters hê, jy moet die plek hê waar jy ding afspeel, dit is baie belangrik. En my karakters is redelik gevestig in my kop en die plek waar hulle in gaan operate is baie gevestig. Ja. Dit is nie vir my verskriklik flexible nie. Die storie is baie soos wat ek skilder. Ek begin met 'n spesifieke ding. Dit kan 'n figuratiewe abstraksie wees, maar soos ek voorheen gesê het, ek laat toe dat die ding homself lei en ontwikkel. En so beskryf is dit vir my baie dieselfde. Jy kan nie toe dat die ding heeltemal weghardloop nie. Dit moet dan binne 'n sekere raamwerk bly, jy weet. Miskien sou my kinders baie goed opgevoed gewees het, ek weet nie. Give and take, los en maar dit is soos ek skryf. Ek laat hulle 'n bietjie hardloop en dan as die ouens bietjie te mal aangaan, dan sal ek hulle weer 'n bietjie terugbring. Maar ek kyk altyd waartoe die ou gaan. Ek laat hom altyd 'n bietjie hardloop en kyk wat hy wil hê. Die mense is werklik, man, ons dink ons skep fiktiewe karakters. Dit is nie so nie. Elke mens wat jy in 'n boek neersit of elke ding wat jy skilder, elke stuk musiek wat 'n ou skryf, it's all based on reality. 'n Mens lewe nie in 'n bubble nie. Jy weet alles wat jou gebeur het, alles wat jy gesien het, alles wat jy ervaar het. En in 'n mate alles wat nog kom, is deel van jou siege. En hierdie karakters is lewendig. Hulle is nie goed wat jy kan mooi in 'n boksie sit en sê okay, dit is soos wat jy gaan optree. Net soos met 'n mens wat jy in 'n boksie probeer sit, gaan hy iewers uitbreek. Jy moet seker wees dat jy daar is om te vang as hy uitbreek. Dit is die trick. So ja, dit is 'n baie organiese proses. Maar dit is dan nie heeltemal lukraak nie. Daar is Method in the Madness. Daar is 'n method in the madness. Ja, daar is 'n Amerikaanse skrywer wat gesê het, hy het ook so geskryf, maar op die ou end het hy besluit hy gaan agter begin vorentoe werk. En dit dan ten minste die einde. En wat tussenaan gebeur is dan nou maar organies. Hy skiet ten minste iewers in. So ja. Wil iemand nog vra? Ek wil net vra, as ek kyk na jou CV is vir my so ongelooflik interessant. Dat jy het omtrent elke denkbare beroep beoefen. Dis korrek, ja. Is dit gekose pad of was noodlop wat die pad aangedui het? Nee, ek het baie vroeg in my lewe besef dat ek in die wieg gelê was vir iets baie spesifieks. Ek het nie presies geweet wat nie. Maar ek het geweet daar lê iets daar buite wat ek veronderstel is om te doen. Maar dit het 'n rukkie gevat voor ek daarby uitgekom het. En toe ek het op 26, 27 eers gaan kunswat. En voor dit was ek Goudmyn dorp groot geword. En jy moes maar werk, jy weet, jy moes maar jou job doen. En ek het toe op 26 gaan kunswat en toe besef, maar die goed maak nie verskriklik baie geld nie en dan moet nog steeds geld inkom. En toe het ek my eenvoudig net begin vat wat voorkom. Terwyl die skilder en die skryf het die primêre ding gebly die hele tyd. Dit was altyd daar. Maar ek het in baie ander goed betrokke geraak, nie uit keuse nie, maar omdat dit ek wil nie sê uit nood nie, maar ek meen ou moet eet aan die einde van die dag. So
al hierdie goed moes ek doen om aan die lewe te bly. Maar ek moet ook sê dat dit op 'n snaakse manier is dit vir my beter omdat ek al hierdie goed ervaar het. Maar dit gee vir jou baie meer om oor te skryf aan die einde van die dag. En niks waaroor jy skryf is 'n totaal abstrakte begrip. Jy weet, met ander woorde, as ek skryf oor iets, dan is dit omdat ek heel waarskynlik dit of ervaar het of baie naby aan iemand gekom het wat dit wel ervaar het. Jy weet, so ou het geleef. En ek dink dit is vir 'n skrywer nogal verskriklik belangrik. Jy moet leef soveel as wat jy kan. En dit gee 'n sekere mate van geloofwaardigheid, dink ek, aan die werk aan die einde van die dag. Jy weet. En natuurlik jy hoef baie min research te doen. Wat ek nie van hou nie. Ek vind dit baie interessant. Dat so baie skrywers tans hier in ons land is. En het jy bijvoorbeeld 'n skryfskool bygewoon? Weet jy, kon jy nou voor natuurlik, maar dis vir my so wonderlik. Ja, ek het jy weet, jy het toch geen tale studeer, jy het op skoolkuns studeer en hier kom jy 2 boeke uit. Dit is uit jou been, dit is vir my so merkwaardig. Ja. Nee, ek is bly dat jy so dink. Dit is ek het nog altyd geskryf. Hierdie 2 boeke wat gepubliseer is 2 van 7 wat ek geskryf het oor jare. Ek skryf al 20 na 25 jaar. Ongelukkig as gevolg van al die dinge wat ek mee betrokke was, kon ek nie baie van die projekte nie klaar maak nie of nie publikasie gereed kry nie. En dan verloor jy belangstelling in die ding, jy sit hom in 'n laai, partykeer sulke dik manuskripte, hulle lê almal by die huis rond. En toe het ek so 4 jaar terug het ek besluit ek moet seker van hierdie goed nou regtig waar werk maak. En ek het vir die eerste keer voltyds gaan sit met die heel eerste boek en hom klaar gemaak. Heeltemal geherskryf, maar klaar gemaak, ingestuur. En hulle het toe onmiddellik besluit, okay, wel, dit vat mos maar 'n rukkie, maar hulle het toe nou besluit om te gaan daarvoor. So daar's goed 20-30 kort verhale wat daar lê wat nog moet klaargemaak word, wat moet aangewerk word. So dit is maar net iets wat ek my hele lewe lank gedoen het. Dis iets wat ek geweet ek moet doen. En die ander goed was dan natuurlik nou van tyd tot tyd baie meer hoër prioriteit as die skryf en die skilder, maar die goed is dan nou in balans, dink ek. En die vertaling, is dit ook jou gedoen, soos ek Ja, gelyk. ja. Want dit is so merkwaardig dan vandag is daar hier so diplomas in vertaling aan die universiteit. Ja, Het is ook een kunst om boeken te vertalen. Ja, Dus dit is is. Giel Heinz wat boeken vertaal, is merkwaardig. Ja. Wel, ek dink op daai hoë noot om te hoor dat daar so baie ongepubliseerde boeke nog in die laai lê, dan sê baie dankie. Dankie dat jy ons kon ondersteun. Dankie Johan.